Nou, as ons kyk na die opsomming van my Paasfees boodskap, my hele boodskap kan in 4 kategorieë opgedeel word, baie belangrik. Die eerste kategorie is slawerny en gevangenskap. Die tweede kategorie is beskuldigings en aanklagte. Die derde, vervolging, verdrukking, lyding en ongeregtigheid. En dan natuurlik die vierde kategorie, uitkoms, oorwinning en nuwe lewe. Nou, as ons kyk net na die opsomming, as ons kyk na Moses en die Israeliete in Egipte. Die Israeliete word in slawerny vasgevang. Moses en die Israeliete word deur die Farao in Egipte beskuldig dat hulle lui is, hulle wil nie werk nie. Farao, wat natuurlik Satan binne hom het, mishandel hulle. Dan Farao gee opdrag dat die Israeliete nog harder moet werk. Die Farao se slawedrywers slaan die Israelitiese opsigters, hulle mishandel die Israelitiese werkers. Die Farao misbruik sy gesag oor die Israeliete. Hy maak die lewe van God se volk ondraaglik vir hulle. God gee uitkoms aan die Israeliete, hy verlos sy volk van die slawerny van die Farao, God gee uitkoms deur die 10 plaae, deur alles het God homself verheerlik. Die Israeliete trek uit Egipte uit sonder om 'n wapen op te tel. By die Rooi See het die Farao gedink hy vermorsel God se kinders. God gee uitkoms. Hy doen 'n bonatuurlike wonderwerk. Hy kloof die see oop en die Israeliete loop op droë grond deur die see tot aan die ander kant. Die Farao en al sy magte jaag agterna, maar die Here maak die see oor hulle toe. Hulle almal sterf 'n waterdood. Niemand het bly leef nie. God word geprys en daardeur verheerlik. As ons kyk na Jesus, die lam van God, selfde volgorde van daai kategorieë. Jesus word in die tuin van Getsemane in hegtenis geneem. Jesus word deur die Joodse raad Kajafas aangekla vir godslastering. Baie valse getuienis het daar vore gekom. Al die priesterhoofde, die kerk van daai tyd, die familiehoofde van die volk het besluit om Jesus dood te maak. Jesus word voor die gouverneur Pontius Pilatus gebring. Pilatus het geweet dat die priesterhoofde vir Jesus uit afguns uitgelewer het. Pilatus sê hy vind geen skuld in Jesus nie. Hy stuur vir Jesus na Herodes toe. Herodes maak 'n bespotting van Jesus. Hy lag en maak of Jesus mal is en stuur hom terug na Pontius Pilatus toe. Die Joodse raad en die volk eis Jesus se kruisiging. Pilatus was sy hande in onskuld en besluit om aan hulle eise gehoor te gee. Pilatus gee opdrag dat Jesus gekruisig moet word. Jesus word bespot, gegeesel, geklap, gespoeg, sy klere word van hom afgeloot. Daar word 'n persmantel vir hom aangetrek en 'n doringkroon op sy kop gesit. Die soldate buig bespotlik voor hom en Jesus word uitgetart, gelaster met 'n stok oor die kop geslaan. In Jesus se geval word hy ook gekruisig. Tot aan die kruis is hy met soveel disrespek behandel. Hy is gelaster en bespot. Hy is absoluut heldeer op aarde vir elkeen van ons, definitief. Aan die kruis het hy gesterf. Nou op die 3de dag staan Jesus uit die dood uit op. Die dood is oorwin. As oorwinnaar word Jesus as die hoofpriester van Melchisedek verheerlik en gekroon. Dit is volbring. Die Satan met sy hele koninkryk in die dood is oorwin. Jesus sit aan die regterhand van God. Aan hom is alle mag op hemel en aarde gegee. Jesus het die tafel vir ons almal gelyk gemaak. 'n geestelike liggaam is geskep deur sy oorwinning aan die kruis. En ons prys hom daarvoor. Dan as ons kyk na vandag se Christene, as ons vandag na die kinders van die Here kyk, God se kinders, ons word ook in slawerny van sonde en Satan ingebore. Dit is wat die woord sê, so ons word in slawerny van Satan, in sonde ingebore volgens Psalms 51 vers 7, Exodus 20 vers 2 tot 6 en dan ook Levitikus 26 vers 39 tot 42 kan jy gaan lees wat die woord daar sê. Punt 2 word deur Satan in die hemel aangekla, soos Job 1 en Job 2 vir ons wys in Hebreërs 4 tot 6, Hebreërs 4 vers 16 in die troonkamer wat ons aangekla word. Die Satan is die aanklaer van die afvalligheid van die mens. Die Satan gaan kla hel toe. Hy gebruik die wêreld met al sy lekkerny om ons saam met hulle in die verderf in te trek, in die hel in te trek. Die Satan eis daagliks regte op. Hy soek die siele van mense wat in hulle sondige natuur volhard en nie aan God se woord, die Bybel, gehoor gee of gehoorsaam is nie. Mense wat nie aan God se bevele en opdragte gehoor gee nie. Satan eis regte op
om God se kinders aan te val. God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. God gee vir Satan regte as dit hom toekom. God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. God kan ons nie beskerm as ons buite ons gesag en autoriteit optree of wanneer ons self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. God gee vir elke mens 'n vrye wil en keuse hier buite. Daagliks bestaan ons lewens uit keuses uit. Vat verantwoordelikheid vir jou keuses en besluite. As jy vir Jesus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. Die woord sê, wat help dit, jy noem my Here, Here, en jy gehoorsaam nie sy woord nie. Die woord sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. God gee vir elke kind van hom die kans om geestelik vry te kom van die ketting van Satan wat om ons voete gedraai is. Deur in Jesus Christus te glo ontvang ons genade vir ons sondes. Jesus is die enigste weg, waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Hy is die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God. Hy is die een wat waardig is om die boek oop te maak en die seels te breek. Hy wat is en wat was en wat kom. Ons antwoord, ons verlossing, ons uitkoms, ons oorwinning lê in hom. Jesus Christus, die koning van alle konings. Daar's absoluut niks en niemand anders soos hy nie. Ons gee absoluut geen eer en erkenning aan die vyand. Dit is nou Satan wat klaar verslaan is nie. Om die waarheid te sê, gee God vir ons die mag om op slange en skorpioene te trap. God gee vir ons die mag om bose magte uit te dryf. Die woord sê, onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teen en hy sal van julle af wegvlug. By Jesus is almal welkom. Maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie. Maak nie saak of jy 'n man, vrou of kind is nie. Maak nie saak of jy Afrikaans, Engels, Lesotho of Zulu praat nie. Maak nie saak of jy in Israel, Nieu-Seeland, Australië, Amerika, Engeland of Suid-Afrika bly nie. By Jesus is almal welkom. Hy is baie lief vir ons. Al wat God van ons verwag is gehoorsaamheid. Daar staan geskrywe, Kolossense 1 vers 13 en 14. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes. Matteus 12, 46 tot 50, terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom, u moeder en u broer staan daar buite en wil met u praat. Maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê het, wie is my moeder, wie is my broers? Toe wys hy met sy hand na die disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elke wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Weereens gee die Here, Efesiërs 3 vers 5 tot 6, deel van die opsomming van hierdie leerstelling, Efesiërs 3 vers 5 en 6, luister baie mooi. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Heilige Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, luister baie mooi. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. My liewe broer en suster, dis kragtig, is 'n fantastiese boodskap. Tydens my Toe ek hierdie leerstelling opgestel het en daaraan gewerk het en geluister wat die Here alles op my hart gedruk het, het die Here ook vir my die volgende gebed laat uitwerk, wat ek nou saam met julle gaan bid. Ons gaan nou afsluit met gebed en dan sal ek ook 'n seën spreek. Dit kom alles van die Here af, wat die Here my gelei het om dit ook te kan doen, vir sy kinders, vir sy volk, vir die een liggaam van Christus. Luister mooi, maak saam met my, jy kan jou oogies toemaak, ek gaan natuurlik lees, want ek het hom so uitgewerk tydens my voorbereiding, en mag die Here uitkoms gee wat dit aan betref. My afsluitingsboodskap, seëning gebed. Here God van Israel, in die hemel en op die aarde is daar nie nog 'n God soos u nie. U hou u aan die verbond en u bly getrou teenoor u dienaar wat met volle oorgawe voor u lewe. U het u gehou aan wat u dienaar, ons voorvader Dawid beloof het.
U die belofte gemaak en dit soos dit vandag is, deur u woord en u mag vervul. Here God van Israel, bly dan nou by wat u dienaar, ons vader Dawid, beloof het toe u gesê het, ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees, met jou nakomelinge, let op hulle optrede en volgens my woord lewe, soos jy gemaak het. God van Israel, laat die belofte wat u aan u dienaar, ons voorvader Dawid gemaak het, ook verder vasstaan. Sou God werklik op die aarde woon, die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog 'n tempel wat deur u dienaar Salomo gebou is? Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaars, hoor hulle smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot u rig. Hou hierdie geestelike tempels, ons liggame, dag en nag onder u sorg, die plekke waarvan u gesê het dat u binne hulle sal woon, sodat u die gebede kan hoor wat u dienaars na u toe bid. Hoor tog die smeekbedes van u dienaars, u volk Israel, die een liggaam van Christus wat hulle na u toe bid. Hoor dit tog uit die hemelse woonplek, uit u hemelse woonplek, en wanneer u dit hoor, vergewe tog, Here. As iemand sy naaste kwaad aandoen en die hom 'n eedverpligting oplê om hom onder 'n vloek te plaas, en hy kom en spreek die eed uit voor u altaar, luister tog uit die hemel en gryp in en vel die beslissing oor u dienaar, sodat die skuldige die straf vir sy dade dra en die onskuldige gelyk gegee word, soos dit by sy onskuld pas. As u volk Israel, u kinders, die een liggaam van Christus deur hulle vyand, deur Satan en al sy bose magte verslaan word, omdat hulle teen u gesondig het, en hulle kom tot inkeer en bely u naam en bid tot u en smeek u, luister tog uit die hemel en vergeef u kinders, u volk, die een liggaam van Christus se sonde, laat hulle terugkom na die land wat u aan hulle voorvaders gegee het. Wanneer die hemele toegesluit bly en daar nie reën is nie, omdat hulle teen u sondig en hulle bid na u toe en bely u naam, terwyl hulle van hulle sonde bekeer en vra dat u hulle gebede sal verhoor. Luister tog uit die hemel en vergeef u dienaars, u volk Israel, u kinders, die een liggaam van Christus se sonde, en gee reën op u land, wat u aan u volk, u kinders, die een liggaam van Christus as besitting gegee het. So leer u hulle die goeie weg wat hulle moet bewandel. Sou daar hongersnood in die land kom, sou daar pes uitbreek, brandkoring of roes, swerm sprinkane en voetgangers, sou dit gebeur dat die volk se vyande hom in sy stede hier in die land beleer, watter plaag of siekte hom ook al tref, luister tog na elke gebed, elke smeking wat van enige mens of van u hele volk Israel, u kinders, die een liggaam van Christus mag kom, soos elkeen sy plaag te kenne gee en sy hande na u toe uitstrek. Luister tog uit die hemel, u woonplek, vergeef en gryp in en gee aan elkeen wat hy verdien, soos u sy hart ken, wat net u ken, elke mens se hart, sodat hulle aan u gehoorsaam sal wees, die hele tyd dat hulle in die land leef, wat u aan ons voorvaders gegee het. Luister ook na die vreemdeling wat nie uit u volk Israel is nie, en omdat hy gehoor het van u groot naam, u mag en krag, selfs uit 'n ver land kom en na u toe bid. Luister tog uit die hemel, uit u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling u in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken en ook aan u gehoorsaam kan wees, net soos u volk Israel, u kinders, die een liggaam van Christus, en dat hulle kan weet, u naam is uitgeroep oor die hele aarde wat u geskape het. Sou u volk, u kinders, die een liggaam van Christus, teen hulle vyande, Satan en al sy bose magte uittrek in 'n oorlog wat deur u beveel is, en hulle bid tot u, die Here, in die rigting van u koninkryk, die koninkryk wat deur Jesus Christus gebou is, luister tog uit die hemel na ons gebede en smeking en gee vir ons die oorwinning. Sou hulle teen u sondig, want daar is nie 'n mens wat u sondig nie, en u in u verontwaardiging hulle aan hulle vyande Satan oorgee, sodat hulle as gevangenes weggevoer word na die vyand se koninkryk toe, ver of naby, en hulle daar in die bose koninkryk waar hulle gevangenes is, tot inkeer kom en hulle weer tot u wend, en u daar in die bose koninkryk van hulle gevangenskap smeking aanroep. Ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen, ons is skuldig, en hulle tot u wend met hart en siel in u koninkryk van hulle vyande wat hulle gevange hou, en hulle bid tot u in die rigting van die hemele,
Luister tog uit u troonkamer, uit u woonplek, na hulle gebed en smeking, en neem hulle straf weg, en vergeef u volk, u kinders, die een liggaam van Christus, wat teen u gesondig het, vergeef hulle, al hulle opstandigheid teen u, en laat die wat hulle gevange hou, met hulle medelee het, want hulle is u eie volk, u eie kinders, die een liggaam van Christus, u het hulle uitgelei, uit Egypte, uit die smeltoond uit. Wees tog ontvanklik vir die smeking van u dienaars, u volk Israel, die een liggaam van Christus. Verhoor tog elke gebed wat hulle tot u rig. U het hulle onder al die volke, al die koninkryke van die wêreld afgesonder as 'n volk, u kinders, die een liggaam van Christus vir u Here. Dit het gebeur soos u die Here deur u dienaar Moses gesê het, toe u ons voorvaders uit Egypte gebring het. Ek bid dit alles namens die een liggaam van Christus in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Wat 'n fantastiese gebed, my liewe broer, suster. Ek wil graag 'n seën spreek oor elkeen van julle. Ek sluit my leerstelling af. Ek spreek graag 'n seën uit oor al God se kinders, oor sy volk Israel, oor die hele een liggaam van Christus. Ons God is nie 'n verloder nie. Nêrens in die Bybel lees ons dat ons God 'n verloder is nie. Staan vas, leef reg, bly gefokus, moenie jou oë van Jesus Christus afhaal nie. Geloof sy die Here wat aan sy volk Israel, sy kinders, die een liggaam van Christus 'n vaste woonplek gegee soos hy beloof het. Nie een van die goeie beloftes wat hy deur sy dienaar Moses gemaak het onvervul gebly nie. Mag die Here ons God by ons wees, soos hy by ons voorvaders was. Mag hy ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Mag hy ons gewillig maak om altyd volgens sy wil te leef en ons te hou aan sy gebooie, sy voorskrifte, sy bepalings wat hy ons voorvaders opgelê het. Mag hierdie woorde van my wat ek in my smeking voor die Here uitgespreek het, dag en nag by hom, die Here ons God wees, sodat hy die reg van sy dienaar, sy volk Israel, sy kinders, die een liggaam van Christus sal handhaaf, soos dit van dag tot dag nodig mag wees. Dan sal al die volke van die wêreld, al die koninkryke in die heelal besef dat die Here is God, daar's niks en niemand anders soos hy nie. Mag julle met volle oorgawe voor die Here ons God leef, volgens sy voorskrifte en julle hou aan al sy gebooie, soos dit vandag is. Ek bid dit en ek verklaar dit in Jesus Christus se kosbare naam. Mag God se perfekte wil geskied. Amen. Amen, dankie vir die voorreg, my liewe broer en suster. Aan God kom al die lof en eer. Net vir my, die voorreg om hierdie leerstelling te kon gemaak. Dit is vir my eer en 'n voorreg, hoe die Here alles hier by mekaar gesit het, en die prys wat 'n mens moet betaal. Die Here het soveel goed aan my geopenbaar. En soos ek sê, ek was self in die tuin van Getsemane, groot keuses, groot besluite wat 'n mens maak binne jou gees en jou hart, wat 'n mens nie altyd van praat nie. Maar met alles is daar 'n doel en 'n rede, en vir my was dit tog altyd 'n absolute eer en voorreg om die woord van God te spreek, om 'n bytel in mense se lewens te kan wees. Dankie vir die opoffer, dankie vir die luister, dankie vir die voorreg, en dankie vir die liefde ondersteuning. Moenie nagmaal gaan gebruik, gaan doen sondebreek, gaan doen bevryding, kyk na jou lewe, kry jouself in suiwerheid en heiligheid, vat bietjie langer, vat bietjie meer tyd, vat 'n maand, werk deur daai kursus, kry jouself in suiwerheid en heiligheid, dan gebruik jy nagmaal. Jy sal nooit ooit in jou hele lewe weer dieselfde wees, my liewe broer en suster, want dan sal God se perfekte wil en plan in jou lewe geskied, en Satan se regte op jou sal gebreek word. Daar sal nie haar van jou kop afval nie, geen wapen sal teen jou gespeel word, geen haar sal van jou kop afval, so die wil van ons hemelse Vader. Die kom in suiwerheid en heiligheid, siel, gees, vlees, verstand en hart. Dit is hoekom Jesus betaal het, die prys betaal het aan die kruis. Kyk hoe lyk hy, kyk hoe verrinne woes, hoe het hulle hom bespotlik gemaak. Dis nie tyd vir vakansies en visvang en jol en kuier en dronk word nie. Dis 'n tyd van om jou lewe reg te kry, te sorg dat jy reg is. Nie een van ons weet hoe lyk die dag van môre nie. Lewe elke dag of dit jou laaste is. Dis my gebed uit my hart, uit 'n woord wat ek bring uit my hart uit vir elkeen van julle. Dankie vir julle liefde, en ek is lief vir elkeen van julle ook. Soek allereers die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou weë, en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Sorg dat jy reg is elke dag van jou lewe. Lewe elke dag dat dit jou laaste is. En ons prys God, en ons weet God sal ons nooit los, ons nooit verlaat. Hy het vir Abraham gesê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal hy daai dorp, daai stad nie verwoes, nie vernietig nie.
Ons prys hom. Dankie my liewe broer en suster vir die voorreg om in julle lewens in te investeer. Mag die saad wat geplant word in julle harte, mag die Here dit beskerm, kunsmis en water gooi, daai lande inoes, as die saad ryp is. Aan hom kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.